Graad 10, kom ons kyk na vraag 2. Maak die question 2 vendor sigblad oop. Ons maak so. Enable editing. Okay. Die eerste vraag hierso is, voeg die selle A1 tot D1 saam en sentreer die opskrif. So A1 tot D1, merge and center. Volgende vraag, maak kolom A weier, sodat die beskrywing van die produkte sigbaar is. So hierdie kolommetjie, mens kan nie daai woordjies sien nie. So maak vir kolom A weier, hulle sê nie hoe wyd nie, so net weier. Volgende een, verstel die hoogte van ry 2 tot 35. Ja, so ry 2, so hoogte, row height, moet wees 35. Volgende vraag, stel die inligting van kolom B en D wat in ligblou of in blou uitgelig is, na currency, na 'n geldeenheid. So B en D, nou jy kan vir B geselekteer het en dan vir D, of jy kan vir B en Ctrl D, en ons moet dit op currency stel. Okay. Next up. Sorteer die data van die fees werkblad, so sorteer, sort, in dalende volgorde. Daai was nogal belangrik. Jy het gesorteer, maar nie in dalende volgorde nie. Volgens die beskrywing van die produk in kolom A. Ok, en dan ook wat julle gedoen het, julle het hierdie gesorteer, maar dan bly, kom ons sê nou, toy skuif op, of nie, eintlik gaan beauty moes nou bo skryf, maar dan's beauty nou 3800, en die volgende in 3000, ensovoort. So, mens moet daai hele gedeelte gesorteer het, so daai. Daar's baie maniere om dit te doen, maar dit is nou seker die maklikste. Jy selekteer hulle so, en dan description of products, en het moes from Z to I gewees het. En daar's beauty nou, ensovoorts. Volgende, bereken die totale koste per stalletjie in sel D6, nou eintlik die hele kolom van D, so die totale koste per stalletjie, moes mens uitwerk, vir die aantal dae wat in die markies tent, daar moes gestaan 'n tent, daar moes dit te gewees het, markies tent spandeer is, insluitend die admin fee wat in sel G1 vir jou gegee word, en die elektrisiteit wat in sel G2 gegee word. En dan kopieer die formule af. So, wat gaan hierdie persoon betaal? Kom ek wys gou byvoorbeeld, wat gaan die persoon betaal vir die houtstalletjie wat hy vir 3 dae lank, hy gaan vir 3 dae lank binne in die tent wees. So, ons formule is gelyk aan die fooi, kom ek maak so, kom ek sit dit in 'n hakkie, so die fooi maal met hoeveel dae hy in die tent gaan wees, plus hy moet 'n admin fooi betaal, plus hy moet elektrisiteitsfooi betaal. Ok, nou daarvoor het jy nou al 2 punte gekry, maar nou moet jy hom afkopieer, en kom ek kopieer gou vir julle af. Kyk nou daar, wat gaan nou hier aan? Ok, nou, by die tweede ene, nou vat hy elektrisiteit plus 'n leë blokkie. Daar vat hy nou daai 2 blokkies. Daar vat hy daai 2 blokkies, ensovoorts. Ok, nou, daai is reg, hy moet nou 2500 maal met 2, maar hierdie is verkeerd. So, hulle is die stoute selle. Nou, ek sê altyd, sit jou stoute selle in die tronk. En so, ek gaan net gou so 'n bietjie undo. So, jou stoute selle wat nou nie wil saamwerk nie, is daai 2. Die G1 en die G2. Ek moet hulle in die tronk sit. Hoe sit ek hulle in die tronk? Ek druk vir sleutel F4 in my boonste ry van my sleutelbord. Ok, nou is hulle in die tronk, en nou kan ek dit afkopieer. Ok, die hashtags beteken maar net, my selletjie is te klein, maar kyk daar, almal van hulle werk met die G1 en die G2, en dan hierdie fooi met die aantal dae. So dit was daai vraag gewees. Dan ons volgende vraag is voeg 'n funksie. Nou 'n funksie
sê nou maar, is gelyk aan sum of is gelyk aan count of, okay, so uit die woorde, so voeg 'n funksie in sel B14, om die aantal verskillende produkte vir die verkoperstalletjie wat in kolom A vertoon word te bereken. So hoeveel verskillende produkte is daar? So daar moet ons hom beantwoord. So dit gaan 'n gewone count A wees. Hoeveel verskillende produkte is daar? Was wooden toys ensovoorts. So count A, 11. Okay, maar nou moet dit nie op currency wees, dit moet nou seker net op gewone general wees. Right, en dieselfde met eintlik vraag 2.8 sal ek op general moet wees. Okay, nou vraag 2.8. Voeg 'n funksie, so ook 'n count of 'n sum of 'n iets, ons sal nou uitfigure wat dit is, in sel B15 in, om te bepaal hoeveel stalletjies 'n fooi van meer as R3000 het. So meer as R3000 het, so pas ek moet tel hoeveel stalletjies meer as 3000. So daar's 'n voorwaarde by, so dit veroorsaak dat ek 'n count if som moet doen. Is gelyk aan count if die fooie, wag nee, eers count if, ja, waar moet hy tel? Ja, waar moet hy tel is reg, en wat moet hy tel? Groter as R3000. Ag, my rekenaar is nog nie ingestel op die kommas nie. Okay, maar julle gebruik kommas. So daar's 2 stalletjies wat meer as R3000 moet betaal. Volgende een, voeg die while one prent in sel F3 in en pas die grootte van die prent aan om presies in die spasie wat daarvoor voorsien is te sal pas. Okay, so hier in hierdie sel moet ek die prentjie while insit. So insert picture, place in cell, nie over the cells nie, maar in die cel. Ek gaan soek hom op my rekenaar. En wat se prentjie moet ons nou weer insert? While one, daar is ons while one, insert. Okay, en ja, daar is die prentjie. Nou wil hy nie meer wys nie. Snaaks, weet nie waar hy nou is nie. Delete geweer. Ek het ook aanvaar as julle so gemaak het. Net vir julle wys. As jy hom nou so, en dan het jy hom daarom nou net self kleiner gaan maak. Dit was ook vir my reg, net solank hy in die hokkie ingepas het. As jy so gemaak het en so gemaak het. Perfect, 100% reg. Okay, 100% reg. En dis vraag 2.